Welkom julle by Wiskunde Maklik Verstaan. In vandag se video gaan ek met julle deel oor faktore, priemgetalle, priemfaktore, saamgestelde faktore en veelvoude. Ons gaan kyk na elkeen se definisie en ook hoe om die KGV en die GGD, waar die GGD ook as GGF staan, uit te werk. Julle gaan ook na hierdie video gaan julle weet hoe om elkeen te vind. Julle gaan ook weet hoe om die produk van 'n getal se priemfaktore te vind. En saam met dit gaan julle weet om die KGV en die GGD, soos ek gesê, die GGD se ander naam is GGF, grootste gemeene faktore, te vind. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk julle, is faktore. Goed, faktore se definisie julle, is dat dit is getalle wat in 'n gegewe getal indeel sonder 'n res is. So, dit is al die getalle wat in 'n gegewe getal kan indeel sonder 'n res. Ook, faktore is ook getalle waarmee jy vermenigvuldig om 'n gegewe getal te kry. Kom ons kyk bietjie na die getal 16. Nou die getal 16, as ons gaan kyk na hierdie definisie, getalle waarmee jy vermenigvuldig om 'n gegewe getal te kry, dan sit 1 maal 16 is 16, 2 maal 8 is 16, 4 maal 4 is 16. Wat ek hierso bedoel, dat dit is gegewe getalle wat met mekaar vermenigvuldig om hierdie getal te kry, kan ons ook sien die faktore van 16 is 1, is 2, dis 4, dis 8 en is 16. Dis presies wat ons hier gekry het julle, dis 1, dis 2, dis 4, dis 8 en is 16. As julle dit ook so in hierdie versameling kry, hierdie noem ons die versameling van faktore van 16, dan is hierso 1 en 16, so hulle kom in pare voor, sien julle, 2 en 8, en dan 4, wat 4 maal 4 gee vir my 16. Julle gaan dan nou sien dat al hierdie getalle wat in hierdie versameling is getalle wat in 16 kan indeel sonder dat daar 'n res is. Ok, die volgende een wat ons kyk is priemgetalle. Nou julle, wat is 'n priemgetal? 'n Priemgetal is 'n getal wat slegs 2 faktore het. Julle, hy het nie meer nie, hy het slegs 2 faktore. Julle het nou gesien 16 het 5 faktore, nou, waar die priemgetalle slegs homself en 1 is, wat deur hom kan deel sonder 'n res. Ons gaan bietjie kyk na die getalle 1 tot 10. So kom ek gee vir julle hulle faktore. Die getal 1 se faktore is 1. Die getal 2 is 1 en 2. Die getal 3 is 1 en 3. Die getal 4 se faktore is 1, 2 en 4. 5 se is 1 en 5. 6 se is 1, 2, 3 en 6. 7 se is 1 en 7. 8 se is 1, 2, 4 en 8. 9 se faktore is 1, 3 en 9. 10 se faktore is 1, 2, 5 en 10. Goed, as ons gaan optel hoeveel faktore elkeen het, sal ons sien 1 het slegs 1 faktor, 2 het 2, 3 het 2 faktore, 4 het 3 faktore, 5 het 2 faktore, 6 het 4, 7 het 2, 8 het 4, 9 het 3, en julle 10 het 4 faktore. Nou uit al hierdie uit, kom ons kyk gou weer. My definisie sê dat dit is 'n getal met slegs 2 faktore. Uit die getalle 1 tot 10, kom ons kyk watter van hulle het slegs 2 faktore. Die getal 1 julle is nie 'n priemgetal nie. Hoekom nie? Want hy het slegs 1 faktor en vir 'n priemgetal moet jy 2 faktore hê, né? Slegs 2 faktore. 2, yes, want hy het 2 faktore. Die getal 3, ja. Getal 4, nee, want hy het 3 faktore, soos julle hier kan sien. Dan die getal 5, ja. Die getal 6, nee, want hy het 4 faktore en hy moet net 2 hê, né? 7, ja. 8, nee. 9, nee. En 10 ook nee, want sien julle, hulle het almal meer as 2 faktore. Ok, so onthou, 'n priemgetal is 'n getal wat slegs 2 faktore het. Dis 1 en homself. Volgende ene wat ons na kyk julle is priemfaktore. Nou wat is priemfaktore? Priemfaktore is al jou priemgetalle wat in 'n getal se faktore voorkom. So argumentsonthaalwe die getal 16. Kom ons kyk weer na die getal 16. Sy faktore julle is 1, 2, 4, 8 en 16. Kan jy onthou ons het dit net nou uitgewerk? En ons moet die priemgetalle wat in sy groep versameling voorkom, dit is my priemfaktor, né? En hier sien ons
slegs die getal 2 is 'n priemgetal uit hierdie hele groep uit, so slegs die getal 2 het net 2 faktore, want dit is wat 'n priemgetal is, né? Dan kan ek ook vir julle vra om 'n getal in die produk van sy priemfaktore te skryf. Nou wat vra ek dan vir julle? Dan vra ek, julle het vroeër geleer van die leertjie metode. So as julle kan sien, hierso is die leertjie metode. 16 gedeel deur 2 gee vir my 8, 8 gedeel deur 2 gee vir my 4, 4 gedeel deur 2 gee vir my 2, en 2 gedeel deur 2 gee vir my 1. Julle sal ook sien, ek het die getal 2 hierso gebruik, want 2 is 'n priemgetal. So wanneer ons die leertjie metode doen, die getalle wat aan die linkerkant kom, julle, is my priemgetalle. Ons het gesien dat die getal 1 tot 10 is 2 'n priemgetal, 3 is 'n priemgetal, 5 en 7. Hoekom? Want hulle het slegs 2 faktore. Ok, so as ons hierdie dan nou in die produk van sy priemfaktore gaan skryf, eerste, wat beteken produk? Julle kan julle nog onthou, in wiskunde beteken produk mos vermenigvuldig of maal. So as ons om in die produk 16 se faktore in die produk van sy priemfaktore gaan skryf, julle, dan skryf ons om 2 maal 2 maal 2 maal 2, wat dan op die ou end vir my 2 tot die mag 4 gee. Hoekom? Want daar was 1, 2, 3, 4 keer wat die 2 met homself gemaal het. Daarom het ek 'n eksponent van 4. So hierdie is dan die manier wat jy dit skryf. As ek vir jou vra, skryf 'n gegewe getal vir my in die produk van sy priemfaktore, dan gaan werk jy met die leertjie metode dit uit, en jy skryf dit as 'n vermenigvuldigingssom, en op die einde sy eksponentvorm ook. Ok. Die volgende enetjie wat ons gaan kyk is saamgestelde faktore. Nou julle, wat is saamgestelde faktore? Saamgestelde faktore is weer 'n getal wat meer as 2 faktore het. Ons het nou gesien 'n priemgetal het slegs 2 faktore. Ons het gesien 'n priemfaktor is uit 'n gegewe groep se faktore die priemgetal. Maar nou saamgestelde faktore julle is 'n getal wat meer as 2 faktore het. So kom ons kyk, ons gaan weer die getalle 1 tot 10 gebruik. Ok, kom ons sit gou-gou vir julle faktore neer. Ons het gesê 1 het slegs 1 netjie, né? 2 het 2, 3 het 2 faktore, 4 het 3, 5 het 2, 6 het 4, 7 het 2, 8 het 4, 9 het 3 en 10 het 4 faktore. So, my vraag nou, uit die groep van 1 tot 10, watter is saamgestelde? Wat het ons geleer is saamgestelde? Dis getalle wat meer as 2 faktore het. Kom ons kyk, 1, nee, want hy het slegs 1. 2, nee, want hy het net 2. 3, 4, yes, want hy het 3, so dis meer as 2, né? 5, nee. 6, ja. 7, 8, ja. 9, ja, en 10 ook. Nou, sien julle, want hulle het meer as 2 faktore. So onthou, 'n saamgestelde faktor is getalle wat meer as 2 faktore het. Ok, nou gaan ons aangaan na veelvoude. Nou wat is veelvoude julle? Veelvoude is alle getalle waarin 'n gegewe getal kan indeel sonder 'n res. So ons sê ook dit is die getal, die gegewe getal se maaltafels, né? Ons gaan weer sommer gou-gou ons gaan nou na 8 kyk, né? So die veelvoude van 8 julle is 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 54, 72 en 80. Maar julle sien, hy gaan nog aan. So daar kan nog veelvoude wees waar 8 kan indeel sonder 'n res. So wat is veelvoude? Ons het gesê veelvoude is 'n getalle waarin 'n gegewe getal kan indeel sonder res. So hierdie is my versameling van veelvoude van 8. Want 8 kan in elkeen van hierdie getalle indeel julle sonder dat daar 'n res gaan wees. En my veelvoude ook, sien julle daar staan veel, dit beteken dit word meer. Goed. Ons gaan nou 'n bietjie kyk ook na die KGV en om hom te bepaal. In my vorige video het ek ook gesê dat wanneer jy die KGV bepaal, dan kry jy 'n getal se veelvoude, né? So dit is die
kleinste gemeene veelvoud waarin al 3 hierdie getalletjies kan indeel. Maar daar's 'n ander manier wat jy dit ook kan uitwerk, is jy werk eers sy priemfaktore uit julle. En wat het ek gesê om sy priemfaktore te uitwerk, gaan julle die leertjie metode doen. sien julle, so hier het ek die leertjie metode van hulle elkeen van 4, 8 en 16 gedoen. Nou gaan ek hulle neerskryf as die produk van hulle priemfaktore. Onthou wat ek vir julle gesê die produk van hulle priemfaktore, jy skryf hom dan as maal, né? As ek hulle dan nou so onder mekaar skryf, dan gaan ek hulle in groepies maak. So daai is 'n groepie, daai is 'n groepie, daai is 'n groepie en daai is 'n groepie. Maar nou julle moet ek die gemeenskaplike getal uithaal wat in elkeen voorkom. In hierdie geval het almal 2's, maar daar is ander wat dalk 'n 3 sal hê of 'n 5 sal hê. So dis baie belangrik dat jy onthou om groepies te maak en in elke ry die gemeenskaplike een uithaal. Wat gemeenskaplik in daai ry kom 'n 2 in elke rytjie voor, né? In elke getal kom daar 'n 2tjie voor. Hier kom 'n 2tjie voor, daar kom 'n 2tjie voor en daar. So in daai groep is gemeenskaplik 'n 2. As ek hulle dan uithaal, daar is 2, 2, 2 en 2, wat hier vir my staan is 2 maal 2 maal 2 maal 2, gee vir my 2 tot die mag 4. Hoekom? Want 2 word 4 keer met homself gemaal. Dis die eksponent. Nou 2 tot die mag 4, julle is 16. So wat is dit dan? Dit wil sê my KGV vir 4, vir 8 en vir 16 is 16. Alright. Nou gaan ons ook kyk na die GGD, wat ek ook vir julle gesê die GGF is, dis sy ander naam. So die grootste gemeene deler of die grootste gemeene faktor. Ok, en wat het ons gesê is faktore? Faktore is wat in 'n getal kan indeel, sonder dat daar 'n res is, né? Wat in 'n gegewe getal kan indeel. So faktore is gegewe getalle wat in 'n getal kan indeel, sonder 'n res. As ons na die getal 16 kyk, het ons geleer dat hy werk in pare. Onthou julle dit nog? Ja. So, as ons kyk na sy pare is 1 maal 16, 2 maal 8 en 4 maal 4. So, dis 1, dis 2, dis 4, dis 8 en die getal 16 is my faktore van 16. As ons na 24 kyk, sien ons het 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24. As ons na sy pare kyk, gaan ons ook sê dis 1 en 24, sien julle? 2 en 12, daar is hy. 3 en 8, so 3 maal 8 gee vir my 24. En 4 en 6, julle gee ook vir my 24. So ons kan sien hulle werk in pare. So as ons nou die GGD moet gaan uitwerk, gaan ons eers moet gaan kyk wat kom gemeenskaplik in hulle almal voor julle. So watter getalletjie is in al 2? In die boonste enetjie en in die onderste enetjie. sien julle hier, in die boonste enetjie en in die onderste enetjie se versameling van getalle. Hier sien ons is 1, is 2, is 4 en die getal 8. Ok, so ons het nou raak gesien uit die 2 se versamelings dat die gemeene delers of die gemeene faktore van hulle is 1, 2, 4 en 8. Nou moet ons die grootste gemeene deler of die grootste gemeene faktor gaan kry. En uit hierdie groep uit, wat die ene is dit julle? Yes, dis die getal 8. So, die GGD of die GGF van 16 en 24 is die getal 8. Ok, hierdie bring ons nou aan die einde van vandag se les oor faktore, priemgetalle, priemfaktore, saam met dit saamgestelde faktore en ook my veelvoude. Ek het met julle lekker deurgegaan om nou te verduidelik, as jy iewers weer vas, ek gaan asseblief weer terug na die begin van die video, kyk alles, en dan het ons ook weer hersien om die KGV en die GGD, wat ook as GGF staan, uit te werk. Julle moet sommer 'n wonderlike dag hê, maar voor ek gaan, wil ek asseblief vra dat julle hierdie video sal like, en saam met dit sal subscribe aan my YouTube kanaal, sodat julle gereeld die nuwe video's sal kry, en dan sommer boffens in wiskunde raak. Julle moet 'n awesome dag hê, mooi bly, totsiens julle.